Die Bybel het oor 'n tydperk van omtrent 1500 jaar ontstaan. En hulle sê dat die oudste dele, die oudste boeke of die oudste dele van die Bybel so ongeveer 3000 jaar oud is en die jongste dele van die Bybel omtrent so 1900 jaar. So die Bybel was relevant geweest vir 'n baie lang tyd, elke seisoen, elke industriële revolusie. In elke een van hulle was die Bybel deurslaggewend en in elke een van hierdie industriële revolusies het die Bybel 'n groot rol gespeel om mense te help, vir hulle te help om rigting te gee en vir hulle help om die uitdagings te verstaan en dis meer. En so 'n paar jaar terug het ek gedink, want ek stel baie belang in tegnologie en ek het gewonder, sê die Bybel iets oor artificial intelligence? Op die stadium toe ek my studie begin het, was dit heeltemal onbekend. Niemand van ons in die publiek het geweet daar bestaan iets soos ChatGPT nie. Dit was nog nie vrygestel op daardie stadium nie. En toe ek by die universiteit aanklop en ek sê ek wil 'n studie in teologie doen, maar my fokus sal wees artificial intelligence en dan technological singularity. En die ouens by die teologie departement het vir my so gekyk en vir my gesê, maar wat gaan jy nou uit die Bybel uit opklits met daai onderwerpe? So hopelik na hierdie naweek gaan ek vir jou oortuig dat die Bybel wel iets sê oor artificial intelligence en dat selfs met hierdie geweldige transformerende tegnologie het die Here ons nie sonder 'n stem gelos nie. Nou ek skryf dit daar op my plakkaat, because this isn't just a tech revolution, it's a civilization transformation. En dis presies wat artificial intelligence is. So ek gaan vanaand 'n bietjie 'n inleiding gee rondom dit maar ek dink die tweede sessie van vanaand is baie belangrik. So daar gaan ek praat baie meer oor wat die Bybel sê oor artificial intelligence, maar ek wil net vanaand so 'n bietjie van 'n inleiding gee. Nou ek vat julle vanaand terug heeltemal aan die begin van die Bybel en ons kom daar by Babel, vroeg in die Bybel, waar ons die eerste tekens van tegnologie in die Bybel kry. En dit is waar die bakstene gemaak word en die bakstene word gebak en al die dinge en teer word genoem. Vroeg in die Bybel al word teer genoem. En ek gaan so vinnig deur hierdie skyfies gaan, so volg my maar daar. En dan sien ons hierso dat die hele storie van Babel is begin met 'n ongehoorsaamheid. Dit begin met 'n deel waar die mens doen wat hy wil. Hy wil nie God gehoorsaam nie. Die Here sê, julle moet versprei, en hulle sê, nee, ons moet sentraliseer. Ons bly op hierdie plek, ons gaan vir onsself, gaan ons 'n God wees. En hier sien ons 'n unification. Ek gebruik baie Engelse woorde so tussen, die meeste van my aanbiedings is maar in Engels. En ons sien hier so dat die mense saam staan, hulle gebruik hulle kragte, hulle gebruik hulle taal, hulle gebruik alles wat hulle tot hulle beskikking het, hulle gebruik hulle vermoë om kreatief te wees, 'n goddelike vermoë, gebruik hulle om hulle self te eer, om vir hulle self 'n God te wees, sê die Bybel in hierdie gedeelte. En dan sien ons heel vroeg in die Bybel, sien ons dat teer en hierdie tegnologie, want teer is basies die heel eerste tekens van tegnologie wat ons in die Bybel lees. Ons leer nie in die Bybel hoe dit ontstaan het, hoe hulle daarby afgekom het nie. Ons weet dat die ark moes gebou gewees het met een of ander vorm van gereedskap, hout moes verwerk word en dis meer, alhoewel die Bybel nie vir ons regtig sê hoe dit gedoen is en so meer nie. Maar wat ek jou aandag op wil vestig vanaand, is die feit dat reg in die begin van die Bybel sien ons 'n baie duidelike onderskeid in die ontwikkeling van tegnologie. Aan die een kant sien ons waar pik gebruik word om die ark te seël en ons sien daarso dat dit gebruik word as 'n deel van redding.
En dan aan die ander kant in Babel sien ons dat tegnologie gebruik word hier vir die mens om te rebelleer teen God. En hier begin 'n baie groot onderskeid. En ek wil vanaand vir jou sê, van hier af loop die storie verder en verder uit, waar aan die een kant sien ons tegnologie speel 'n rol tot eer en tot verheerliking van God. Ons sien dit in middels wat ons kan help om die Bybel beter te interpreteer, tegnologie wat mense kan help en dis meer. Maar aan die ander kant is daar 'n stroom van tegnologie wat ontwikkel wat absoluut teen God rebelleer. As ek vanaand vir jou sê ons bou artificial intelligence, wil ek vir jou sê die enigste ding waar van artificial intelligence is die woord artificial. Want real intelligence kry ons nie in goed wat die mens kan maak nie. Ware intelligence is net by God, as ek dit nou maar so kan sê. Maar goed, ons sien hierso is al baie vroeg in die Bybel sien ons hierdie geweldige sprong in die ontwikkeling van tegnologie. Ons sien dat die mense wat aanvanklik eers hulle klei in die son gebak het om hulle huise mee te bou en dis meer, het dit hier in Babel in Genesis 9 tot 11 reg gekry om kleistene te bak. En die Bybel noem ook dit, hy noem die gebruik van hierdie gebakte stene, ons sien dat daar 'n geweldige sprong in tegnologiese vooruitgang was en dit reg aan die begin van die Bybel. En wanneer ons hierdie ding so bietjie bestudeer, dan kom ons agter dat hier reeds nou 'n baie mooi onderskeid is en ek het dit so bietjie opgesom. Aan die een kant sien jy hierdie goddelike ontwerp waar God sê, ek het julle gemaak nie om op een plek bymekaar te bly nie, ek het julle gemaak, julle moet versprei oor die aarde. Die mense van Babel sê, nee, ons bly op een plek, ons gebruik ons taal, ons gebruik al ons kreatiewe vermoëns en ons gaan vir onsself 'n God wees. Dis wat hulle wil hê. Hulle rebelleer teen God. Aan die ander kant sien ons dat die mense afhanklik is van God en dan sien ons aan hierdie kant hulle is afhanklik van hulle eie creation, hulle is afhanklik van hulle eie vermoëns. Aan hierdie kant sien ons dat hulle God vereer, aan die ander kant sien ons dat hulle vir hulle self 'n naam wil maak. So Babel, soos wat ek daar geskryf het op hierdie skyfie, verteenwoordig die mensdom se heel eerste poging om hulle vermoë om te ontwerp gebruik om 'n wêreld te skep waarin hulle self eer. En ek dink dat wanneer ek kyk vandag na die ontwikkeling van artificial intelligence, dan sien ek hoe hierdie realiteit 'n waarheid word waar ons eintlik besig is om 'n God te maak. En ek gaan baie meer daaroor ingaan soos ons aangaan. Nou ek het hierdie gesprek so opgedeel in 3 hoofdele. Ek het dit so en dit is vir my so mooi. Ek kan nou my navorsing invoer en ek kan artificial intelligence ook gebruik om my slides baie mooi te maak. Nou ek wil net gou hoor, wie van julle gebruik AI op hierdie stadium op een of ander manier? ChatGPT of enige vorm. Julle is nogal glad nie bad nie, hoor. Hier is nogal 'n hele klompie wat AI gebruik. Wie gebruik ChatGPT? Het ek net gou gesien. Wie gebruik Claude? Baie min mense gebruik Claude van Anthropic. Wie gebruik Gemini? So 'n paar wat Gemini gebruik. Wie gebruik Grok? Grok AI, daar so is ook so een persoon. Wie gebruik DeepSeek? Die Chinese produk. Daarom niemand nie. Ek is baie bly om dit te sien. Nou goed, daar's verskeie platforms en verskeie dinge wat ons kan gebruik. Maar goed, ons sien hierso reg aan die begin van die Bybel sien ons hierso die begin hierdie monument wat hulle bou en dan sien ons dat hulle motief is eintlik om vir hulle self 'n God te wees en ons sien ook dat hulle self hulle eie ontwikkeling en hulle eie vermoëns en dis meer begin aanbid. Maar hier lê die groot probleem en dis 'n baie mooi uitbeelding van wat presies gebeur. As ons so begin by stap 1, ons sien dat hulle die innovation, hulle begin hulle goeders ontwerp, hulle bak die stene, hulle doen hulle ding, hulle bou hierdie groot toring, hulle gebruik nuwe ingenieurs
vernuf, hulle vaardigheid, hulle talente, hulle kreatiwiteit sit hulle alles saam en dan sien ons hulle gaan na hierdie deel toe waar hulle afhanklik raak van hulle self. En dit is 'n illusie van self-sufficiency. Ons gaan dit later, wanneer ek môre praat oor transhumanisme, gaan julle absoluut verbaas wees om te sien wat die mens besig is om te doen. Dan sien ons gaan 'n stapie verder en ons sien dat ons eie kreatiwiteit begin aanbid. Dit wat ons maak, ons vaardighede, ons vermoëns, ons ontwikkelinge begin ons aanbid. Dit sien ons nou daar in Babel en dan sien ons die sentralisering van hierdie krag en dies meer. Nou die groot ding is, ek wil hê jy moet net so kyk in die middel van daardie prentjie waar hy sê the cycle spins faster with every invention until external intervention breaks the loop. Nou wanneer ek hier praat van breaks the loop, dan sien ons dat ons ingenieurs is besig om hierdie tegnologie te verbeter teen 'n geweldige pas. Dit is besig om progressief vooruit te beweeg en ons sien dat met elke uitvinding, met elke nuwe deurbraak, is dit amper asof hierdie wiel begin waarskuwings uitgooi en vir ons sê dat hy gaan een van die dae binnekort spat hierdie ding uitmekaar uit. Maar wanneer ons teruggaan na Babel toe en ons sien dat hierdie skepping plaasvind, God kyk na hierdie situasie en God sê nee, hier moet 'n stop in hierdie ding kom. En hierdie pragtige ideologie van 'n circuit breaker, wat jy daar in jou elektrisiteitsbord kry, die oomblik wanneer die stelsel oorlaai word, dan skop hierdie skakelaar af en hy verhoed dat jou huis afbrand. En God kom en hy sê nee, ek sal moet intree in hierdie situasie. Ek sal 'n stop moet bring want hier gaan die mens moeilikheid maak. Hy praat een taal. Hulle gebruik hulle tegnologie en hulle kreatiwiteit om vir hulle self 'n god te maak. En as ek nie hier iets gaan doen aan hierdie saak nie, waar gaan dit eindig? Nou, ek het 'n hele ding gedoen oor preventative grace. Ek gaan moontlik 'n bietjie later vanaand daaroor praat, maar daar is sekere maatreëls wat God onmiddellik ingestel het. En dit is net om die mens te beskerm. En dan sien ons wat gebeur nou. Ons sien dat alles begin uitmekaar uitspat. Hulle hou op by Babel, hulle kan nie meer verder bou aan hierdie toring nie. Hulle verstaan mekaar nie. Hulle breek uitmekaar uit, mense spat in verskillende rigtings in en nou is daar baie konflik tussen kulture, volke, tale en dies meer. Maar deel van dit is preventative grace. Kan jy jou indink as jy vanaand die hele wêreld sou vat en jy sou al die mense vat en sê goed, hulle praat een taal, hulle stem presies oor alles wat hulle doen saam en hulle almal sit hulle kragte saam en hulle doen dieselfde dinge. Hoe vinnig sou ons onsself nie al vernietig het nie. Maar nou verskil ons in opinies, ons verskil in ons tale en elkeen doen nou sy eie ding. So al hierdie dinge is vir my 'n teken dat God eintlik al vroeg besluit het om hierdie diversiteit te skep en deel van die plan van hierdie diversiteit is eintlik om guardrails in te bring sodat die mens homself nie vernietig nie. Maar soos wat julle vanaand sal sien, het tegnologie baie van hierdie dinge begin verbygaan. Nou wanneer ons kyk na moderne tegnologie, dan sien ons dat al wat verander het is eintlik die materiaal waarmee ons Babel bou. Ons het dit verander van gebakte kleistene af na silicon microchips. Maar die hart van die probleem is presies dieselfde en nie baie erger as wat dit was met die rebellie in Babylon nie. So wat doen ons? Ons skep vir onsself hierdie utopia. En daar het ek vir jou geskryf, humanity is once again attempting to engineer the perfect world by creating our own gods that merely reflect our own desires. So wat doen ons? Ons is besig om ons sonde te reflekteer in dit wat ons bou. Jy weet, alhoewel tegnologie baie voordelig is en ek gaan baie praat môre ook oor die voordele van tegnologie in ons tweede sessie môreoggend.
is dit ook waar dat in die tegnologie, die ingenieurs wat hierdie tegnologie ontwikkel, deel van hierdie persoon se geestelike oortuigings, goed of sleg, reflekteer aan die einde van die dag in die dinge wat hulle bou. Wanneer jy destruktiewe en vernietigende gedagtes en oortuigings het, gaan jy nie tegnologie bou wat ander noodwendig tot voordeel gaan bring nie. En baie van die tegnologie wat tans ontwikkel word, waarvan niemand van ons regtig baie weet nie, het ongelukkig nie altyd 'n positiewe motief agter dit nie. Baie van hierdie tegnologie word ontwikkel om wapentuig mee te maak. Maar wanneer ons kyk na wat besig is om te gebeur, dan sien ons hierso in die tegnologie gedeelte, dan sien ons hier in Ancient Bible, in Babel, het hulle die stene gebruik, moderne AI, algoritmes en silikon. Dan sien ons hulle doelwit in Babel was om 'n toring te bou, om hulle self te verhef as God, en artificial intelligence doen presies dieselfde op hierdie stadium. Ons sien dat die ontwikkeling van artificial superintelligence ook nou voor ons deur staan. Ek gaan later vir julle al hierdie goeders mooi verduidelik. In Babel sien ons dat hulle motief was om absoluut selfversorging te wees, hulle eie dinge te doen, vir hulle self 'n God te wees. En dan sien ons môre, gaan ek vir jou verduidelik, van die post-human, die transhumanism neigings wat besig is om te ontwikkel, hoe die mens eintlik nou vir homself 'n God wil maak. In die Ou Testament in Babel sien ons dat hulle kragte en hulle wysheid en hulle kennis en vermoëns alles gekonsentreer het, en dan sien ons in die AI wêreld vandag, dan sien ons hoe al hierdie data en al hierdie inligting alles besig is om saam te kom en 'n groot impak te hê. Nou wat gebeur hier? En ons sien die ontwikkeling van tegnologie begin in Babel, en dan sien ons hoe ontwikkel dit in moderne tegnologie, en dan sien jy daarbo het ek geskryf Openbaring 13. Hierdie tegnologie beweeg na 'n punt toe. Die probleem met die stories wat ons vandag hoor, is dat baie wetenskaplikes en ingenieurs wat op hierdie stadium aan gevorderde tegnologie werk, en baie van hulle kom na vore en vertel van die gevare, die potensiaal wat hierdie tegnologie inhou om die hele wêreld oor te neem, heel moontlik 'n klomp mense uit die weg uit te ruim. Anders sê nee, dit gaan nie gebeur nie. Anders sê artificial superintelligence is wel 'n moontlikheid. Anders sê dit kan nie gebeur nie, en hierdie hele klomp ding. Die probleem met al hierdie stories is dat hulle laat een baie belangrike komponent uit hulle verhale uit hulle waarskuwings uit, of uit hulle interpretasies uit. En dit is Bybelprofesie. Ons kan nie praat van hierdie tegnologie en dit nie verstaan binne in die konteks van Bybelprofesie nie. En ek glo dat jy Sondag hier gaan wees, want Sondag gaan ek met jou praat oor hoe Bybelprofesie iets sê van artificial intelligence. Miskien dalk 'n begrip op profesie bring wat jy nog nooit van tevore gehoor het nie. En wat besig is om hier te gebeur, is dat dit ontwikkel 'n stelsel wat ons almal nou al in die kerk ken as hierdie stelsel van die dier. Alles beweeg na een punt toe. Alles beweeg na die koms van Jesus Christus toe. Daar's 'n prentjie wat die Nuwe Testament vir ons skep. En ek kan nie help om te kyk na hierdie tegnologie en te sien dat ons in daardie rigting beweeg nie. Want jy sien reg in die begin, jy sal onthou ek het vir jou gesê, het Pik 'n rol gespeel. Aan die een kant het dit 'n rol gespeel om die mense te red, die rol van redding in die ark. En aan die ander kant het dit 'n rol gespeel om die mens van God te vervreem. En hierdie twee bane loop parallel met mekaar, en hulle gaan verder en verder, en reg deur die geskiedenis, reg deur die Bybel, sien ons hoe hierdie ding ontwikkel tot aan die einde van die dag by die koms van Jesus Christus. Ek wil vandag die stelling maak, en ek wil vir jou sê, tegnologie kan slegs verstaan word in die konteks van Bybelprofesie. En wanneer jy dit sien in die konteks van Bybelprofesie,
dan raak die waarskynlikheid van 'n technological singularity al meer 'n waarskynlikheid. Ek wil net graag 'n oomblik gebruik om vir jou te verduidelik wat ek bedoel by 'n singularity, want ons het vroeër het ek en Kobus so 'n bietjie daaroor gesels. Singularity is eintlik 'n term wat in die buitenste ruim ontstaan. Wat dit beteken is dat dit is die punt waar al die reëls in mekaar stort. En ek hou van die voorbeeld wat iemand eendag vir my gegee het, en dit is dat dit is soos om 'n groot ysterballie te hê. Hy staan nie op die verhoog, sien hom nou maar daar in jou gees, staan hierdie bal op die verhoog. Hy weeg, kom ons sê nou maar 10 ton. Hy's 1 meter in deursnee, hy weeg 10 ton. As ek hierdie bal vat en ek druk hom 50% kleiner, hoeveel weeg hy nou? 10 ton. Kom ons sê ek druk hom nog kleiner, hy's nou net so groot, hoeveel weeg hy? En as ek hom nou uiteindelik so groot het, sien julle waar breek die reël af? En dit is wat singularity sê. En dit is wat baie mense beskryf, dis waar die term vandaan kom, wanneer jy kyk na die teorie van die black holes in die heelal, is waar lig breek, waar al die wette en al die reëls, al die natuurwette breek op daardie punt van singularity. Ons het net nie antwoorde na nie. Ons het nie 'n reaksie nie. Ons het nie begrip vir daardie punt nie. En dit is presies wat bedoel word met die feit dat tegnologie heel waarskynlik kan ontwikkel tot op die punt waar ons totaal en al beheer verloor van hierdie tegnologie. The point of singularity. Sommige wetenskaplikes noem dit the last invention. Die laaste ding wat die mens ooit sal uitvind. Nou hier is so 'n bietjie van 'n tydlyn. As maar net die toring van Babel, dan sien ons moderne situasie en uiteindelik loop dit uit op die apokaliptiese beeld van die dier in Openbaring 13. Nou ek wil graag vanaand so 'n bietjie net kortliks tegnologie definieer. En ek gaan later mooi verduidelik hoe dit in die Bybel werk. Maar tegnologie, soos hierdie persoon daar geskryf het, is the amplification of our native powers through new techniques. Die woord bestaan uit 2 gekombineerde woorde, technie, wat eintlik maar tegniek of metode of so beteken, en logos, die woord. En die woord logos, interessant genoeg, verwys spesifiek na die woord van God. Wetenskaplikes het die 2 gekombineer en gesê, dit is 'n tegniek, of dis 'n woord oor die tegnieke wat ons gebruik, om ons eie beperkte menslike potensiaal te vermeerder. So, dit gaan vir my baie moeilik wees om 'n lang groot sloot te grou met 'n graaf, of met my hande. En later het mense gegaan, en hulle het hulle beperkte vermoëns, het hulle verleng, en hulle het 'n graaf gemaak, en later het hulle gesê, 'n graaf is nog steeds te harde werk, ons word te vinnig moeg, kom ons maak 'n masjien wat hierdie werk vir ons kan doen. En dit is wat tegnologie is. Tegnologie vat jou beperkte menslike of biologiese beperkings en verleng dit met 'n tegniek. En tegnologie is die woord oor die tegnieke wat ons gebruik om ons eie beperkte menslike vermoë te vergroot. Kry jy die prentjie? Hulle sê in Engels, sê hulle, technology is applied science and amplified power. So ek praat hier oor 'n mikrofoon en ek hoef nie te skree op julle nie, want 'n klankstelsel vat my stem en dan amplifiseer, hy maak dit groter en harder sodat almal dit mooi kan hoor. Nou is 'n baie belangrike konsep wat ek wil hê jy moet in gedagte hou, want wat doen tegnologie? Onthou mooi, tegnologie is die tegnieke wat ons gebruik om ons eie geestelike, emosionele en biologiese beperkings te vat en dit te vergroot. Dis wat tegnologie in die ware sin van die woord is. So, through innovation, technology harnesses the power of collective scientific knowledge to create new tools and techniques that expand
human capabilities, allowing us to achieve ambitious goals. Maak dit vir julle sin? En in die naam kan 'n mens al klaar agterkom hoe die mens homself eksponensieel belangriker maak, slimmer maak, sterker maak, groter maak en meer invloedryk maak. Maar iets wat vir my baie belangrik is, en dis vasgevang in die woord technology, met die klem op die tweede deel van die woord, logos, is dat tegnologie in sy beginfase, in sy embryofase, bedoel was om te wees tot eer en tot verheerliking van God. En daarom moes God in Babel, moes hy die, as ek 'n Engelse woord kan gebruik, die trip switch afsit, omdat die tegnologie nie meer tot eer en verheerliking gestrek het van God en in 'n salvation rol gespeel het, soos in die geval van die ark nie. En dit is waartoe ons beweeg. So wanneer ons kyk na ek net gou hierso oorskakel, the implication of human capabilities through technological reflects God's creative power. En ek dink dit is nogal belangrik om ook daarvan kennis te neem. En verder, sien ons nou, hoekom wil die ding nou nie werk nie. Daar sê, technology must be used in ways that honor God and align with ethical and biblical principles. Dis die ideaal. Dis wat ons graag wil hê. Nou kom ons by die punt uit, wat is artificial intelligence? En hierso het ek dit geskryf, artificial intelligence refers to the ability of a machine to perform tasks that would normally require human intelligence. Maar soos wat ek hier verduidelik het, wat doen ons? Ons vat ons intelligensie, ons vat ons beperkte vermoëns, en nou wat doen ons? Ons gebruik 'n silicon chip, ons gebruik microchips en algoritmes, om ons beperkte kennis en wysheid en vermoëns te vat en dit eksponensieel te vergroot. So wat ons kry as gevolg van dit, is 'n eskalasie in intelligensie. Of is dit dalk dwaasheid? Ek weet nie. Nou kom ons kyk gou en ek wil graag hierdie net vinnig aan julle verduidelik. Ek het gesê artificial intelligence, ons kry vandag, as ek praat van artificial intelligence, dan dink baie mense spontaan aan ChatGPT. Want as ek vra, baie keer vra ek vir mense, gebruik julle AI, weet julle wat AI is? Dan sê hulle vir my, ja, hulle gebruik ChatGPT. Of hulle gebruik Copilot, wat in Windows is, seker maar nou nie baie suksesvol is nie. Ek weet nie, wie gebruik Copilot, laat ek net sien. So een of twee, so 'n paar mense wat Copilot gebruik. Maar dis so ver soos wat mense se kennis van artificial intelligence strek. En hulle gebruik die large language model, dit is nou die ChatGPT chatbot wat jy mee praat, gebruik hulle soos 'n slim Google search engine. So hulle soek goedjies daar, hulle vra 'n vraag, hulle kry 'n antwoord. Hulle gebruik dit dalk om 'n mooi e-pos te skryf, om 'n brief oor te doen of sulke basiese dinge. Nou artificial intelligence word in 3 groot hoofgroepe opgedeel. Die eerste groep is artificial narrow intelligence. Wat dit beteken is dat hierdie tegnologie is gegrens. Dit doen net wat jy sê. So ek sê vir jou doen so, die algoritmes is so geprogrammeer dat wanneer ek 'n sekere opdrag gee, dan kry ek 'n sekere terugvoer en dit bly dieselfde. Die funksie bly presies dieselfde want dit is afgebak en hulle noem dit ring-fenced. So baie van die tegnologie is gering-fenced sodat dit nie noodwendig wêreldwyd gaan. As ek miskien op myself net korrigeer daar, baie van die tegnologie wat ons gebruik in ChatGPT byvoorbeeld is nie gering-fenced nie. So wanneer jy 'n vraag vra, dan hallusineer die model, met ander woorde wat hy doen, hy wil jou nie graag teleurstel nie, hy wil graag vir jou 'n antwoord gee waarvan jy hou en wat jou gaan bly maak en wat jou gaan laat goed voel. So wat doen hy? Hy gaan kry 'n klomp inligting op die internet bymekaar en hy meng 'n antwoord bymekaar wat baie goed klink.
In sekere gevalle, in sekere sagte ware word artificial intelligence gebruik waar dit geringfenced word. Met ander woorde, ek sê vir die artificial intelligence, jy mag net werk met hierdie beperkte data. En dan kry ek net die resultate van daardie inligting uit. Maar dis die een deel van AI en dit is hierdie artificial narrow intelligence. Okay, so dis 'n tool wat ons gebruik. Dan kry ons die volgende vlak van AI. En dit is artificial general intelligence. Nou hier begin dit verander in 'n agent. Kom ek gebruik gou 'n voorbeeld. En dit is waar die gevaar van AI inkom. En ongelukkig staan ons op die punt van hierdie tegnologie. Die meeste wat ons nou gebruik is artificial narrow intelligence. Artificial general intelligence, kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. As ek sê ek het byvoorbeeld 'n wapen in my hand. Dis tegnologie. Nou hierdie wapen kan ek gebruik om iemand te verdedig of ek kan iemand daarmee 'n moord pleeg. Ek kan 'n mes gebruik om 'n operasie te doen en iemand gesond te maak of ek kan dieselfde mes gebruik en ek kan hierdie mes gebruik om iemand daarmee te steek en sy lewe te neem. En dit is narrow artificial intelligence. In artificial general intelligence is wanneer die wapen vir homself 'n besluit neem. Dis soos 'n pitbull terrier. 'n Pitbull terrier is 'n agent. 'n Pitbull terrier besluit self wie hy wil byt en wie hy nie wil byt nie. En dit is die verskil tussen 'n tool en 'n agent. En die probleem met 'n agent is dat hy kan agterkom wanneer hy swak is. En hy kan homself daarmee dan verbeter. En ons is nou op 'n punt waar ons tegnologie gebou het wat na homself kan kyk en na homself kan kyk en sê maar goed, ek is nie goed in hierdie area nie, ek moet myself verbeter. So ons is op die punt en daar is sulke tegnologie reeds. Claude 5 het nou onlangs 'n verslag bekend gestel waar hulle gesien het dat een van hulle modelle in staat is om 'n volgende model te bou en wat slimmer en sterker is en daardie slimmer en sterker model kan homself verbeter in 'n volgende model bou en so kan hierdie goed progressief hulle self ontwikkel en niemand kan dit stop nie. En dit is die probleem. En wanneer ons hierdie punt van intelligensie bereik het en ek glo ons is baie naby, dan beweeg ons oor na artificial superintelligence. Nou kan ek net terugdraai. Artificial general intelligence is so slim soos die slimste mens. En elkeen se wysheid so te kan gebruik. Maar artificial superintelligence is miljoene keer slimmer as die kombinasie van al die mense wat bestaan op die aarde. Daar's geen manier om dit uit te oorlê nie. Hulle noem dit ook God AI. Vir 'n rede. En hulle noem dit ook Seed AI. Hoekom sal hulle sulke name vir hierdie tegnologie gee? Want hierdie tegnologie het die vermoë om sy eie offspring te genereer. Beter as hy self. En u sien waartoe ons beweeg na Openbaring 13 toe. Ons sien hoe tegnologie progressief toeneem tot op 'n punt waar ons dit nie meer kan beheer nie, waar dit ons beheer. So baie van die waarskuwings wat ons tans lees en van hoor in die tegnologie wêreld, dra heel waarskynlik water. Nou ek het baie van hierdie volgende reeds verduidelik, so ek gaan nie in op dit terwille van tyd nie. Kobus, julle moet asseblief sê, want kyk hoe lank praat ek al klaar. So ek gaan al hierdie goedjies net so vinnig oorslaan, want ek het dit nou basies klaar vir julle verduidelik. En ek dink wat ons baie voorbang is, hierdie is die artificial general intelligence, also known as strong and full AI, the holy grail of computer science, characterized by human parity across all domains. Met ander woorde, hierdie ding is so slim, hy kan selfs voel, hy kan dink, hy kan waarneem en dies meer. Nou, ek wil nie nou in baie van die detail ingaan nie, ek gaan môre 'n bietjie praat oor van die gebruike en waarom dit gevaar is soos computer vision en dies meer, watter beroepe geraak gaan word, hoe dit gebruik word in die wêreld op hierdie huidige oomblik en dies meer. Maar wat ek vir u wil sê, hierdie tegnologie op hierdie punt
is baie gevaarlik en dit is waar ons nou staan. Ons staan op die, soos hulle in Engels sê, on the cusp of artificial general intelligence. En ons sien reeds spore daarvan in die ontwikkeling van hierdie tegnologie. Maar hier lê die groot probleem. En dit is op hierdie God AI gedeelte. Super intelligence. God AI. Nou, ek het hier 'n kort opsommingkie gegee, net om vir julle dit te verduidelik, maar ek dink dit is nou nie nodig om in die detail in te gaan hier nie. Miskien dalk die artificial general intelligence, dis baie grensspesifiek taak georiënteerd. Artificial general intelligence is meer universeel, en dan sien ons hierdie artificial super intelligence is onbegryplik. Ons kan nie verstaan waar die einde van hierdie tipe tegnologie en die vermoëns van hierdie AI gaan wees nie. Dan het ek nou maar net daardie learning mechanisms en daai goed wat nie nou eintlik relevant is nie. Maar ek wil graag vir jou hierdie prentjie wys. Nou julle sien daar het ek 'n lyntjie deur daai slide gesit so in die middel, net so onder die artificial general intelligence, dis die AGI gedeelte. Ons is baie naby aan daai kurwe in die ontwikkeling van ons tegnologie. En as jy sien hoe hierdie tegnologie, hoe daai grafiek verloop, dan sien jy dat die oomblik wanneer general intelligence 'n realiteit raak, hopelik is ons ver daarvan af, maar ek twyfel. Wanneer ons hierdie grens deurbreek, gaan hierdie AI homself ontwikkel teen 'n spoed wat geen mens kan keer nie. Ek kan net vir julle ietsie vertel, so 'n bietjie meer as 'n week terug. Toe het Claude van Anthropic het 'n model vrygestel met die naam van Fable 5. Kan ek net sien as daar enige iemand wat weet van Fable 5? Niemand nie. Nou wanneer jy in enige van hierdie modelle werk, dan kan jy kies watter model jy wil gebruik. Van hulle is spesifiek vir coding, om programme te skryf en dis meer. Maar Fable 5 het Anthropic gelaunch so 'n week terug, so 'n bietjie meer as 'n week terug. Ek was baie bly want ek het die aand gewerk en ek sien die kennisgewing kom deur op my rekenaar en ongelukkig kon jy dit net sien as jy die betaalde weergawe van hierdie tegnologie gebruik. En dis dalk moontlik hoekom party mense dit gemis het. Want wat gebeur het, ek sien dit kom deur en ek sien hier's 'n slimmer AI model op my rekenaar. En ek begin dit onmiddellik gebruik. En ek was stom geslaan oor wat ek kon doen met daardie tegnologie. Ek kon nie glo ek het die vermoë om hierdie goeters te doen nie. As ek vir julle sê Fable 5 wat hulle so 'n bietjie meer as 'n week terug vrygestel het, was nie net 'n bietjie beter as die beste modelle tans bekend aan die mensdom nie. Dit was 10 keer beter. Dit was ongelooflik. En vir 2 dae kon ek met hierdie tegnologie speel. En ek was absoluut verstom wat ek kon doen met dit. En wat ek mee kon eksperimenteer in daardie 2 dae. En terwyl ek nog so werk, toe kom daar 'n boodskap hier deur verlede week op Vrydag, net na 5, dat die Amerikaanse parlement het Anthropic 90 minute gegee om Fable 5 te onttrek van die ganse mensdom populasie. Ek wil vir julle sê wat het gebeur. Hulle het hierdie model vrygestel. En hierdie model was so sterk, daar's 'n ander model, ek sal later daaroor praat. Mythos, het al gehoor van Mythos? Iemand gehoor van dit? Mythos 5, Mythos. Hierdie model is so sterk dat dit binne 'n paar minute het dit gapings in die Amerikaanse topsekuriteitstelsels ontdek wat duisende programmeerders vir 27 jaar nie kon vind nie. Hierdie tegnologie kon die gapings vind in etlike, kom ons noem dit nou maar ure. Duisende van die slimste ouens wat tegnologie bou, kon nie hierdie probleme opspoor wat hierdie tegnologie kon opspoor in etlike minute nie. En toe het iemand van Amazon, ek het sy naam vergeet, sy sekuriteitsafdeling,
gesien maar hier's 'n probleem en die Amerikaanse Senaat laat weet. Later het dit uitgekom, en ek noem vir julle die storie, vir 'n rede. Later het dit uitgekom dat Amazon beoog om 'n geweldige aandeel te belê in ChatGPT. Verstaan julle die monopoly? Wie van julle het gekyk na die G7 byeenkoms die afgelope, dink dit was so in die laaste paar weke, die G7 byeenkoms, wie het dit gesien? Het julle die nuus dalk gevolg? Het julle gesien wie sit aan die tafel saam met Donald Trump? Die manne van ChatGPT, se ontwikkelaars. Sam Altman en sy mense sit saam met die president, die magtigste persoon in die vrye wêreld. En as hierdie jong manne en hulle sit saam met hierdie ouens aan die tafel by die G7. Dan vra jy vir jouself, wat se kragte is hier so aan die speel? Wat is besig om hier te gebeur? Almal van julle weet van die oorlog wat uitgebreek het tussen Amerika en Iran. Is nou al, ons sien die storie, ons hou dit dop en so aan. Het julle geweet dat kinetiese AI of artificial intelligence deur Anthropic aangewend is om die leiers van Iran uit te wis? AI word op verskeie plekke reeds gebruik in moderne oorlogvoering, waar hierdie tegnologie besluite kan neem op hulle eie teikens kan soek, baie gesofistikeerde kalkulasies te kan maak, en besluit wie lewe en wie sterwe. Is ongelooflik waantoe ons beweeg met hierdie goed. Hierdie tegnologie word reeds geïmplementeer in die oorlogvoering van hierdie moderne lande. En ons is nog nie eens by artificial superintelligence nie. Nou wil ek net miskien dalk sê, ek het nou genoem van Mythos, is een van Anthropic se mees sterkste modelle. Hierdie model is so sterk, ek praat onder korreksie as ek nou sê, ek dink ek het gehoor, 5 maatskappye, net in Amerika, 5 maatskappye, is deur die regering goedgekeur om daai tegnologie te gebruik. Net 5 maatskappye. Dit is so kragtig, dat die parlement moet besluit, wie kan dit gebruik en wie kan dit nie gebruik nie. Mense, as ons dink dat die toekoms regeer gaan word deur presidente en parlemente, en dan wil ek vir jou sê, jy maak 'n fout. Die ouens wat die shots call en wat die invloed het, is die ouens wat in sagte ware maatskappye is, soos hierdie groot AI maatskappye. Hulle het soveel mag en krag en geld, dat dit verbuisterend is. Regerings staan aan hulle voete om hulle tegnologie te gebruik. So goed, ek wil hierdie gedeelte net afsluit. Ek gaan nou net so oor in 'n tweede deel van hierdie praatjie en ek gaan dit baie vinnig afhandel want ek sien ek het al klaar amper 'n uur gepraat. En ek wil net praat oor hoe tegnologie werk, want baie van u dink dat artificial intelligence is 'n baie slim program. Dis baie slim sagte ware. Maar dis nie regtig sagte ware. Dis nie soos 'n program wat jy aflaai op jou rekenaar nie. Ons praat hier van neural netwerke. En 'n neural netwerk is gebou in basies hoe jou brein werk. Die neurone van jou brein. So dieselfde prosesse waarop jou brein werk, is die prosesse waarop hierdie tegnologie werk. Dis nie programmetjies wat met mekaar werk nie. Dis neural netwerke. Die verskil is dat neural netwerke kan leer, hulle self aanpas en hulle kan groei en ontwikkel. So ek het nou 'n hele verduideliking oor hoe neural netwerke werk. Daar's net so 'n paar prentjies, is baie ingewikkeld. Ek gaan nie nou dit alles verduidelik nie. Maar ek wil net vir u sê dat jy voer hierdie goed 'n klomp inligting in, hulle kan dit presies uitsorteer goed by mekaar. So dis ongelooflik hoe dit werk. En dan sien ons hulle leer deur backpropagation, is die naam wat hulle gebruik word. Jy sal sien wanneer jy byvoorbeeld ChatGPT gebruik en jy vra 'n vraag vir ChatGPT, dan sal jy soms kry dat hy vir jou 2 antwoorde in 'n blok gee. Het julle dit al gesien? En dan vra dit vir jou, watter een van hierdie 2 antwoorde is vir jou die beste?
Elke keer wanneer jy op 'n antwoord klik en een gebruik, dan sê jy vir die AI, goed, hierdie toets is beter as die vorige ene. En hy maak die nodige aanpassings en volgende keer is hy bietjie slimmer en so dra biljoene mense wat die tegnologie gebruik elke dag by om hierdie sagte ware sterker en sterker te maak. Wat u dalk nie weet nie, is dat wie gebruik dit gratis? Right, niks is verniet nie. So jy is die produk, ek sê maar om dit vir jou te sê. Maar jy sal verbaas wees hoeveel daardie sagte ware van jou weet. Jy weet dat dit alles onthou wat jy sê. Het jy al gesien wanneer jy goed vra, dan sê dit vir jou, ja, jy het onthou jy, ek onthou jy het nou die dag dit en dit gesê en alles. Dit onthou alles van jou. Alles. Hy noem, ek weet wat jou naam is, weet alles van jou. En dis die gratis weergawe, want ons werk almal gee iets van onsself om hierdie tegnologie slimmer en slimmer te maak. So daar's net so 'n bietjie van 'n illustrasie van hoe dit werk. Ek wil net so vinnig praat oor waar dit gebruik word. Ons sien byvoorbeeld dat artificial intelligence word gebruik in computer vision. Dit kan gesigte herken, objekte en al hierdie goed. Ons het nou al gesien dat jy nou al tegnologie op jou slimfoon het, wat as jy byvoorbeeld foto's wil soek op Google, dan kan jy een foto kry van Piet, jy kry 'n foto van Kobus, klik hom, daar's Kobus, en die AI hardloop deur al 20,000 foto's wat jy geneem het in die laaste 2 maande, en gaan sorteer vir jou al die foto's van Kobus uit. En dit is facial recognition. En hierdie tegnologie word baie wyd gebruik in verskeie opsigte vir biometric identification en ongelukkig soos wat dit in China gebruik word in 'n totalitarian state. En hier gebruik die polisie byvoorbeeld slim brille. Hulle het 'n bril op wat lyk soos myne en joune. Maar aan hierdie kant van die glase waar ek nou staan van my bril, het ek 'n hele rekenaarskerm wat jy nie kan sien nie. My bril het kameras in en my bril is gekoppel met 'n baie gesofistikeerde artificial intelligence netwerk in China nou op hierdie oomblik. En dan wanneer die polisieman in die straat afloop, dan loop hy eenvoudig en die software doen facial recognition deur miljoene scans te doen soos in daardie prentjie wat ek vir jou daar gewys het. Dit gebeur in splitsekondes. So die polisieman se bril kommunikeer 'n boodskap terug na 'n sentrum toe en wanneer daar 'n misdadiger verby jou loop wat die polisie soek, dan sal die polisieman se bril aan die binnekant 'n blokkie om sy kop trek en sê, hier's die skurk wat jy soek. Sy naam is so en so, hy bly daar aan daai adres, dis wat hy gedoen het, hy's so oud, dis sy ID-nommer, dis alles, sy hele pedigree, staan binne in die polisieman se bril. China het reeds 'n klomp polisie-robotte vrygestel. En China wys vir ons hoe hierdie tegnologie misbruik kan word om 'n ganse populasie te bestuur asof hulle diere is. En dit is heel waarskynlik 'n waarskuwing waartoe ons gaan. Ons weet ook dat hierdie neural netwerke word gebruik vir speech recognition en ons weet dat jy nou met jou AI kan praat. Wie het al met hulle AI gepraat? Laat ek net gou sien. Hier's mense wat al met dit gepraat het en dan kan hy dit in teks omsit. Jy kan enige taal invoer en hy kan dit vir jou vertaal. Jy kan met chatbots praat en dis meer. So daar is 'n verskeie klomp redes en maniere hoe jy hierdie tegnologie kan gebruik. So ek gaan net hierso stop met hierdie eerste lesing. Dit was nou 'n hele mond vol. Maar ek dink wat ons vir mekaar kan sê is dat AI word gebruik vir in die gesondheidsorg. Dit kan gebruik word in die finansies. Dit word gebruik in self-driving cars, advertensies. Jy dink ek het nou die dag het ek vir iemand gesê en verduidelik dat jy dink byvoorbeeld dat jy wanneer jy 'n boek lees, dat jy alleen die boek lees. Byvoorbeeld op van die e-readers wat jy nou deesdae kry op jou foon. Maar kan ek vir jou sê, dis nou nie net meer 'n geval waar jy die boek lees nie, die boek lees jou ook. Nou gaan jy vir my vra, wat 'n nonsens is dit? Yes, ongelukkig word baie van hierdie goeters beperk, maar slim algoritmes kyk hoe jy hierdie boek lees. Waar blaai jy vinnig, waar lees jy stadig,
Wat onderstreep jy en dis meer. Op hierdie stadium is daar nog 'n guardrail in plek wat verhoed dat jou kamera aangeskakel word om te sien waar jy glimlag, waar jy huil en waar jy lag en al hierdie goed, om die emosie van die teks en die uitwerking van dit wat jy lees op jou geestestoestand het, ook waar te neem en te memoriseer. Hierdie goed gebeur, of jy nou daarvan weet en of jy nie daarvan weet nie. Tegnologie is besig om elke een van ons te ontleed. Presies weet wie jy is, waarvan jy hou, wat jou voorkeure, jou afkeure is, jou belangstellings. En ek wil vanaand vir jou sê, ek beloof u vanaand, dat daar's baie meer inligting van jou op hierdie stadium in hierdie databasisse vasgevang, as wat jy in jou wildste drome kan dink. En oor hierdie naweek gaan ek 'n bietjie praat oor die impak daarvan.